Baie welkom aan ons aanlyn kykers. Dis ons so groot voorreg dat jy ingeskakel het. Ons hoop jy is gemaklik en ons hoop jy is reg om iets te beleef, te ervaar en om te sien wat die Here met jou vandag wil deel. Ons is nou in ons identiteitsreeks in week 3. So wanneer jy gaan kyk na die vyand se strategie, die duiwelse strategie, wat is sy grootste wapen wat hy gebruik om ons aan te val? Ons dink baie keer dis geweld, maar eintlik is dit net 'n leuen. En as jy daardie leuen glo, wat gebeur? Al is dit nie waar nie, al weet jy dis nie waar nie, sal dit jou lewe beïnvloed of dit waar is. So vandag se leuen waaroor ek wil gesels is, ek is nie goed genoeg nie. Het jy al daai stem gehoor? Dis dalk nie eens daai stem wat skree nie, maar dis daai fluisterende stem wat sê, jy is nie goed genoeg nie. En dit klink iets soos, jy is nie slim genoeg nie. Jy was nog nooit goed genoeg nie. Dit was goed, maar jy het nie daar 'n X-faktor nie. Jy is nie mooi genoeg nie. En dalk selfs, jy is nie geestelik genoeg nie. Ek onthou 'n tyd in my eie lewe toe iemand iets gesê het en dadelik het ek in myself getwyfel. Maar ek onthou ook daai tyd toe ek my met my eie woorde gesny het en daai stem het onmiddellik gesê, jy gaan dit nooit maak nie, jy is nie goed genoeg nie. En wanneer ons gaan kyk na die woord, na die Bybel, dan sien ons selfs hier figure soos Moses, het hierdie beleef, het ervaar van ek is nie goed genoeg nie. Maar die punt bly en die vraag bly, wat is dit? Hoekom voel ons nie goed genoeg nie? Want ons koppel baie keer ons waarde aan sekere goed en aan sekere dinge. Ons gaan soek dit op verkeerde plekke. En dit sluit in dit wat mense oor ons sê. Sommige van ons het groot geword met hierdie woorde wat bou, opbouende woorde wat ons laat goed voel en wat ons sterk gemaak het. En ander, met hierdie woorde wat breek. En wat gebeur dan? Al hierdie negatiewe kommentaar, al hierdie dinge wat jy hoor, begin jy glo asof dit jou identiteit is. En wat hoor jy? Ek is dom, ek is niks werd nie. Die tweede punt, dis vir my 'n groot kopseer en vir baie mense. En ons plaas onsself in hierdie tronk van, ek het foute gemaak, ek het seer gekry, en ek het iets verloor. Jy dra skaamte van lank terug, en nou dink jy, dit is wie ek is. Ek is hierdie mislukking, en hierdie leuen word hierdie realiteit in jou lewe, en jy leef dit. En dan derdens, wat ek gesê het, jou eie woorde wat jou sny, daai afbrekende woorde. So wanneer ons gaan kyk na Moses se storie hier in Eksodus 4, dit maak my excited. Hoekom? Want God roep hier vir Moses om sy volk te lei. Maar Moses antwoord God, Here, ek is nie welsprekend nie, ek praat swaar en stadig. So wat het Moses eintlik vir God gesê hierso? Ek is nie goed genoeg nie, ek is niemand, Here moet asseblief my nie gebruik nie. Maar iets wat my so besonders is, wat God hier kom sê, hy sê vir Moses, wie het die mens se mond gemaak? Ek sal by jou wees. Ek sal jou help praat. Maar Moses kom en hy murmureer nog steeds en hy sê, Here, stuur asseblief iemand anders. En ons sien in hierdie gedeelte, Moses self was vasgevang in hierdie leuen van ek is nie goed genoeg nie. En wat doen ek en jy? Ons is baie keer in daai gat van ons is nie goed genoeg nie. Ons kan hierdie nie doen nie. Here, stuur asseblief iemand anderste, gebruik iemand anderste. En baie keer besef ons nie die waarde van dit nie. Ons besef nie dat die een wie hierdie waarde in ons geplaas het, wie ons geroep het, met ons is nie. Hy het seën en guns oor ons gebied. Hy is die een wie 'n waarde op ons geplaas het om te sê, jy is waardig. Hoekom? Ek en jy verdien eintlik niks nie. Maar omdat God vir ons gesterf het, omdat hy ons koning is, ons redder is, ons vader is, en ons nou 'n seun en 'n dogter van hierdie lewende koning genoem kan word, wat beteken dit? Dit beteken dat God sy hand uitgesteek het en gesê het, jy het 'n waarde, ek wil jou gebruik, ek wil jou vorentoe stuur. Die harde realiteit is, jy gaan altyd met waarhede of leuns gekonfronteer word, maar die geheim lê daarin, wie laat jy toe om dit aan jou te openbaar en te bevestig? So wat ons nou al geleer het in hierdie reeks, en wat Jesus self sê, wil ek jy moet gou saam met my lees. So as jy jou woord naby het, maak gou vir my oop op Johannes 8 vers 32, kom ons lees dit saam. Dit sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. So wat het Moses oortuig van dat hy goed genoeg is?
Toe God met hom begin praat, toe verander sy perspektief en hy sien dat hy goed genoeg is. En hier kom God, en God wil aan ons vandag waarhede kom openbaar, en ek wil hierdie waarhede met julle kom deel vandag. Die eerste een is, jy is geroep deur Christus. Hoor hierdie twee besonderse verse, 1 Petrus 5 vers 10 wat sê, in sy goedheid het God jou geroep tot sy heerlikheid deur Jesus Christus. 1 Petrus 2 vers 9 bevestig, julle is 'n uitverkore volk. Hy het julle uit die duisternis geroep in sy lig. Wat beteken, jy is nie net sommer iemand nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van God. Die seun van God self roep jou. Hy kom en hy nooi jou uit. En wanneer daardie stem vir jou sê, jy is niks werd, jy kom bevestig Jesus, en jy kan glo, hy het jou gekies, hy het vir jou gesterf, en jy is syne. En dan kom die waarheid 2 so mooi, en hy sluit aan, en hy sê, jy is bekwaam deur Jesus Christus. Wat beteken dit as iemand bekwaam is? Letterlik, iemand het die vermoë, die kennis of vaardigheid om iets reg te doen. Hulle is geskik vir 'n taak of 'n roeping. As ons bietjie na uit 'n geestelike oogpunt gaan kyk, gee God jou die vermoë, die wysheid, die krag om iets te doen waarvoor hy jou geroep het, selfs al voel jy nie goed genoeg nie. Kom ons lees Romeine 8 vers 37 ook saam, en hoor wat sê hierdie bekende gedeelte. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Wat beteken, hy maak die bekwaam wat hy roep. En ek wil met jou praktiese waarheid deel. Jy kan jou huwelik, jou verhoudings, jou kinders, jou finansies, geen aspek van jou lewe alleen dra nie. Jy gaan moeg wees, jy gaan uitgeput voel, jy gaan voel, jy kan hierdie nie meer doen nie. En dan kom hy leen, en dan gaan jy voel, ek is nie goed genoeg om al hierdie dinge te doen nie. Maar wat sê Christus vir ons? Jy hoef hierdie nie self te probeer nie. Jy hoef hierdie nie alleen te doen nie. Jy is waardig wanneer Christus intree. Jy kry krag wanneer Christus intree. En is Christus wat die verskil kom maak. Hy is die een wat jou toerus, hy is die een wat jou help en wat jou lei. En waarheid 3 is, jy is voltooid in Christus. Met ander woorde, dit is volbring, dit is vol, dit is volledig. Maar ek verstaan ook, jy sit dalk hier en jy voel, ek probeer, maar die binne in my fluister iets, jy is net nie goed genoeg nie. Vir so lank voel jy al leeg, jy voel dat 'n stukkie vir stukkie in jou lewe net wegkwyn, en dat alles net verkeerd loop. Maar hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 3, sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het. Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê, in Christus woon die volheid van God, en julle is volledig in hom. Mense kan ons nie volledig maak nie, en ons probeer ons waarde in mense vind, nie geld nie, nie status nie, nie verhoudings nie, maar slegs Christus vervul daardie leemte. Hy gee vrede as jy angstig is. Hy gee krag as jy swak voel. Lees saam met my Filippense 4 vers 13, wat sê, ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Hoekom? Want ons wil alles in ons eie vermoë doen, uit ons eie krag, ons het ons eie idees, ons het ons eie perspektiewe oor dinge wat belangrik is. Maar God wil jou sekerheid gee in jou twyfel. En wanneer hierdie twyfel kom, kan jy die volgende onthou. Onthou hierdie waarheid. Alles wat jy nodig het, kry jy by hom. Want alles is deur hom en alles is tot hom. Hy is die begin en hy is die einde. Jy het alles wat jy nodig het in hom. Jy het dalk nodig om vandag stil te raak, daar waar jy sit, waar jy staan, daar waar jy luister, net om te sê, ek verklaar, ek stap uit in geloof. Ek is geroep, ek is bekwaam, ek is voltooid in Christus. Hoor jy die geheim, in Christus. Begin om dit hardop te sê, ek leef nie meer vir hierdie leuen nie, ek hoef nie meer in hierdie leuen te staan nie, maar ek leef nou in my identiteit in Christus. Dan gaan jy nie meer moeg wees nie meer oorweldig wees nie, en jy gaan voel jy is goed genoeg. Maar ek verstaan, jy sê dalk, ek is moeg,
Ek is oorweldig en ek voel nie goed genoeg nie. Maar is hierdie oomblik waar God nou kom en hy sê, my genade is genoeg vir jou. My krag word volmaak in jou swakheid. Laat toe dat God met jou werk vandag. Laat gaan van hierdie druk om genoeg te wees. Wees net genoeg. God het jou alreeds genoeg gemaak. God wil hê dat jy jou swakheid moet erken. En elke keer wanneer die leuen aan jou deur kom klop en sê, jy is nie goed genoeg nie, bevestig en herinner hierdie leuen wie jou God is, wie 'n waarde op jou geplaas het. Weet vandag, jy is goed genoeg, al voel jy het geen waarde nie. Jy beteken niks nie. Jy maak 'n verskil in soveel mense se lewe, jy weet nie eens daarvan nie. Vertrou God se proses. Vertrou God om dinge aan jou te openbaar. Vertrou God om met jou hart te kom praat vandag. En ek wil daar waar jy is, net vir jou oomblik gee, om net na te dink oor hierdie woorde. Gaan vat hierdie frase, hierdie terme, hierdie idee van ek is nie goed genoeg nie, en haal die nie uit, en sit in, ek is goed genoeg, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. En wanneer jy dit gaan begin uitleef, wanneer jy dit deel van jou lewe gaan maak, gaan jy sien hoe God jou daar buite gaan gebruik. Dit gaan jou getuienis wees, en mense gaan iets by jou leer, en hulle gaan sien, jy is besonders, jy is uniek, jy is geroep vir groter dinge. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U doen die oortuigwerk. Here, en ek bid dat U aan elke persoon wat nou aanlyn kyk, aan hulle doel sal bevestig, en vir hulle sal wys, jy is goed genoeg. En dan nie te sê, ek verstaan nie, ek weet nie, maar in daai oomblik werklik U te vertrou. Dankie Here dat U hart is dat ons goed genoeg moet voel, maar U vra van ons dat ons U sal vertrou in die proses. Stap met ons in hierdie pad, wys ons die pad, leer ons die waarhede, sodat wanneer hierdie leuen ons kon konfronteer, dat ons met gemak, met autoriteit wat ons deur Jesus Christus ontvang, werklik kan uitstap en met boldness kan verklaar, ek is goed genoeg. Ons sê baie dankie vir U liefde, vir die goedheid en die guns, en dat U ons uitgeroep het vir groot dinge. Amen. Dankie dat julle aanlyn gekyk het vandag. Dis regtig besonder dat julle deel is van hierdie community, van hierdie familie. Mag jy geseënd wees en mag jy weet, jy is goed genoeg.